om net te ervaar dat, hierdie is family nie, né? Die trane, die rouheid. Ek dink aan 'n slagspreuk wat ek gelees het 'n ruk terug, waar die ou sê, dit gaan gebeur, dat wanneer jy jouself ten volle vir kerk gee, gaan dit iewers gebeur dat jy gaan seer kry. So dis deel van family, want familie is nie perfek nie, right? En ek dink baie keer glo ons die illusie dat die kerkmense moet net perfek wees, of ek wat hier voor staan moet net perfek wees. Maar ek wil vir julle eintlik sê, dis wat dit so special maak, dat ons almal op 'n journey is met die Here. Dat ons almal val soms. En ons het mekaar nodig om net mekaar te herinner dat hy is lief vir ons, dat hy is vir ons en hy is nie teen ons nie. So ek love net die atmosfeer vanoggend. Ek hoop julle is reg, ek gaan met die tyd wat ek het induik met 'n spoed. En ek het baie skrifgedeeltetjies wat ek wil deel. En is julle ready? Okay. Ek dink so in die tyd wat ons leef, dis seker die era dis 'n era van soveel opsies, né? Soveel opsies op die tafels rondom verskillende goed. Ek maak altyd 'n grappie, omdat ons in Witbank bly, in die semi-platteland, sal ek altyd sê, ek kry die mense in die stad so jammer, want as hulle net wil mall toe gaan vir 'n Saterdagoggend, is daar 8 malls om van te kies. So hoe lank vat hulle nou voor hulle besluit neem? Ja, gelukkig ons ry net na Highveld Mile toe, want dit is omtrent 'n mile lank wat jy loop in Highveld Mall daar by ons. Of ek dink aan my skoonfamilie, waar's my vrou, ek moet dit nou mooi sê. Dink nou aan my skoonfamilie, as ons op vakansie gaan, jy weet, en ons is daar in Bellito, en ons wil nou almal, kyk, altyd ons gesinne is baie close, so ons love dit om meeste van die goed saam te doen, en so nou en dan split ons op vakansies. Maar as ons nou die eendag iets wil saam doen, kyk, dan is daar soveel opinies in die kar, né? En dan is daar soveel opsies, en dan besef ek, miskien is soveel opsies nie altyd 'n goeie ding nie. Want dit vat ons so lank om net 'n besluit te neem oor wat gaan ons nou vandag doen, want hierdie enetjie het klein kindertjies, en daai het nog nie kinders nie, en ouma en oupa het dit in gedagte. En dan dink ek aan 'n prediker wat eendag getuig het oor 'n onderhoud wat hy geluister het, waar hulle 'n onderhoud gehad het met die eenarm handtenniskampioen. Glo dit of nie? En die ou wat die onderhoud voer, vra vir hom, hoorie, maar wat is jou geheim om so te wen? En sy antwoord was, wel, dit is baie eenvoudig, ek het net een arm, ek het net een opsie. So wanneer die bal na my toe kom, het ek nie tyd om te kies 'n linker of 'n regterhand nie, ek gebruik net my een hand. Hy het net een opsie. Jy sien so baie keer, en as ons kyk na wat Jesus deel en hoe hy in sy hart voel en kommunikeer, is hy ook nie 'n groot, as ek die Engelse woord kan gebruik, fan van baie opsies nie. Hy is baie duidelik oor hoe hy voel, en ek wil begin vandag met een vraag, en die antwoord op daai vraag is seker die belangrikste vraag in my en jou se lewe van die dag wat ons hart vir Jesus gegee het. En dit is in Matteus 16 vanaf vers 13 tot 19. Die titel van my boodskap vanoggend is om bly in my, abide in me. So in Matteus 16 vanaf vers 13 begin dit en sê, en toe Jesus in die streek van Caesarea Philippi kom, vra hy die disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van mens is? En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, sommige sê Elia, en ander sê Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En sê ook vir jou, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Kom ons stop daar. Ons moet besef dat in hierdie oomblik, ek weet nie hoe sien julle baie keer Jesus nie, ek weet baie mense sien hom as Jesus met die ou kleed aan en die geblouhefde hare. Wat jy so opsweep en hy gee jou 'n soen op die voorkop en hy sê, my seun, alles gaan oukei wees. En hy is verseker daai een. Hy het moederlike eienskappe. Hy is die sagte een. Maar ek sien Jesus as die joyful, powerful, fun ou om rondom te wees. En is asof ek omtrent in hierdie oomblik sien dat hy en die disippels het genuine net 'n casual gesprek, ouens. Alles was nie thou with sayseth nie. Okay? Hulle het 'n super casual gesprek, maar ek ervaar dat die oomblik toe hy daai vraag vra, het die atmosfeer so 'n bietjie verander. En is asof hy vir hulle vra, okay, alles goed en wel, maar wie sê jy is ek? En is nie asof Petrus in daai oomblik net, o ja, U is die seun, die Christus, die seun. Daar's letterlik in daai oomblik, in die tyd wat hy al saam Jesus stap het, val daar letterlik skille van sy oë af.
Want hy kry 'n eerstehandse openbaring deur die Gees, nie deur sy vlees nie deur tweedehandse getuienisse of hoor sê nie, maar letterlik 'n download in 'n oomblik in die Gees van wie Jesus Christus is. En Jesus vat dit so ernstig dat hy vir hom sê, ek kan slegs my kerk bou op daai openbaring. En Petrus, jy gaan slegs groei as 'n babietjie Christen in 'n seun van God in, gebaseer op hoe jy my sien en op wie ek is vir jou. Jy sien, ons kan nie lewe van ander mense se oortuigings nie. Ons kan nie lewe van ander mense se openbaring hê. Ons moet 'n eerstehandse openbaring en oortuiging hê van wie hy is. En so vandag voel ek so, is 'n uitnodiging, maar is 'n waarskuwing vir die tyd waarin ons leef, en jy gaan agterkom dat die waarskuwing het lank voor jy bestaan het, was die waarskuwing uit. Jesus kom in Johannes 15 vers 1 tot 8 en hy sê, ek is die ware wingerdstok. Hy kon net gesê het, ek is die wingerdstok, maar hy sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur julle woord, wat ek tot julle gespreek het, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. En so gaan daai skrif aan. Terwille van tyd gaan ek dit nie verder lees. Die punt bly staan is hy, en in die Engels ook, en die mense in die Engelse diens sal dit hoor, hy sê so gereeld, bly in my, bly in my, bly in my. In die Engels in daai hoofstuk sê dit omtrent 6 tot 8 keer. Hy plaas soveel klem op dit. En dit is so 'n uitnodiging, maar tog 'n waarskuwing. Jy sien in die Grieks word die woord abide uitgespreek as meno, en dit beteken letterlik om te bly waar jy is en vanuit daardie posisie te leef en voort te gaan. Sien, nou het ons vanuit Christus in beweeg, en wat Jesus vir hulle vra is, manne, asseblief bly in my. Moenie apart van my probeer lewe nie, moenie apart van my probeer vrug dra nie. As jy in my bly, sal jy in elke seisoen vrug dra. Ek dink aan daai skrif vanoggend, Jesaja 61, daar's soveel ander, waar hy sê that we would be called oaks of righteousness, planted in streams of living water. En dat ons in elke seisoen sal vrug dra. So as hy sê dat hy is die ware wingerdstok, beteken dit, hy sê in dieselfde asem dat daar is 'n valse wingerdstok. Hy sê dat daar there's a false vineyard wat hy nie wil hê ons moet betrokke in raak en geplant en wees nie. Jy sien, Jesus is baie jaloers op jou. Weet jy dit? Jesus wil jou deel met niemand nie. Hy kom by die vroukie in Johannes 4 en hy sê vir haar, as jy drink van my, sal jy nooit weer dors word nie. Daai vroukie het elke dag na daai put toe gegaan, en in haar hart het sy geglo dat dit is die put wat vir haar die water sal gee, maar Jakob het daai put gegrawe. Wat verteenwoordig daai put? 'n mensgemaakte steenpilaar, 'n mensgemaakte sisteem waarop sy staat gemaak het, en Jesus kom as die ewige fontein. Hy sit op 'n mensgemaakte sisteem en hy maak die verklaring en hy sê, luister, as jy drink van hierdie put, gaan jy altyd dors bly. Maar as jy van my drink, sal jy nooit weer dors word nie. En is so amazing, ons ken haar storie, sê die hele Samaria omgedraai deur haar getuienis. Jesus is jaloers. Hooglied, ek gaan dit vir julle lees uit die New King James in die Engels, is dit okay, Song of Songs 8. Sê hy, set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm, for love is as strong as death, jealous as cruel as the grave, its flames are flames of fire, a most vehement flame. Sien, ek weet nie of jy al ooit, ek het 'n brandmerk hier op my vinger, op my arm, as 'n herinnering van my BC dae, waar ons baie stout was, en dis dalk 'n gesprek vir 'n ander dag. Waar, ek weet nie of het jy 'n brandmerk, of het jy ooit 'n brandmerk gesien nie, maar die vel, jou vel smelt, né? Jy het dit al gesien? Jou vel verloor sy elastisiteit, en daai letsel bly, weet, en as ek hierdie skrif lees, dan voel ek altyd hierdie kolletjie op my arm, en dan dink ek so, dan maak ek dit my gebed, en ek sê vir die Here, Here, mag U, vat U liefde, en seël my hart af, teen die drange en die lus vir die dinge van die wêreld. Seël my hart af teen die begeertes van hierdie wêreld. Maak my hart onreaktief teen die dinge van hierdie wêreld. En dan voel ek amper daai letsel, daai beskerming wat hy om my hart sit. En dit moet ons gebed wees. Jy sien, wat waarheid doen is, en dit is wat Jesus sê, bly in my, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy sien wat waarheid onmiddellik doen, geliefdes, is waarheid bring 'n skeiding. Onmiddellik. En dis 'n goeie ding, want Jesus het nie gekom. Ek dink altyd so,
Het jy al gedink aan wat se skade was voor Jesus toe hy gepreek het? Daar was mense van alle soorte. Daar was heidene, daar was Jode, daar was sy eie disippels. Het Jesus ooit, soos hy in die Engels sê, gecompromise op die woord wat hy gebring het? Het hy ooit na die skare gekyk en gedink, of na die fariseërs wat ook daar was en gesê, joh, ek dink nie ek moet hierdie sê vandag nie, want ek weet hulle gaan aanstoot neem. Jesus het sy Vader ten volle verteenwoordig sonder kompromie. Die ding met kompromie is, dit beteken letterlik setting for a lower standard. Jesus het kom sterf vir 'n sekere standaard. Wanneer ons kompromie toepas in ons lewe, dan settle ons in ons harte vir iets laers. Vir 'n laer kwaliteit van lewe. Hoor wat sê hy? Psalm 1 vers 1 tot 3. Welk geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, daai julle Johannes 15, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie sal verwelk nie. Jy sien, hier is die ding wat baie mense sê wanneer mens gered word, hulle sê man, julle oordeel. Wie is jy nou om te dink jy is beter as ons nou dat jy aan Jesus behoort? Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy sien, wat gebeur die oomblik as ons onsself gee vir waarheid en waarheid bring skeiding, dan verander die tafel of die mense saam wie ons sit, om die primêre mense saam wie ons om die tafel sit verander. Die Here skuif ons uit 'n ongoddelike omgewing uit, in 'n goddelike omgewing in, saam met boeties en sissies in 'n gemeenskap van gelowiges wat dieselfde gedagtes en dieselfde hart en dieselfde begeertes het as wat Jesus het. Ons kan nie, en ek hoor met my hart, baie mense word gered en hulle wil in hulle omgewing bly en hulle sê, luister, daar in die kroeg gaan ek my vriende verander. Geliefde, ek wil vir jou sê, dit gaan nie volhoubaar wees nie. God wil jou eers uit dit uitvat. Beteken dit jy's beter? Dit beteken glad nie jy's beter nie. Dit beteken actually dat ons het net genade gevind. En wanneer ons kyk na die wat verlore is, besef ons, maar ek was ook daar. So ek kan nie aan Jesus se kant staan en arm wys nie, ek moet soos Jesus my arms oop hou. Maar wat dan gebeur is, die Here wortel ons in goddelike gemeenskap. Ons begin leer van 'n babietjie af om in 'n seun in te groei. Wat is sy belange? Wat is sy waarheid? Wat is op sy hart? En weet julle wat's dan die mooi ding? Hy stuur ons terug. Hy stuur ons terug na daai vriende toe. Hy stuur ons terug in die wêreld in, sodat ons 'n verskil kan gaan maak. Jesus het ook saam die prostituie, die tollenaars en die dronkaards gesit, maar dit was nie sy hoofgemeenskap nie. Dit was nie sy hooftafel nie. En ek wil julle aanmoedig in hierdie seisoen, dit is hoekom dit so belangrik is om ingeslot te wees by gemeenskap, by kerk. En ons gaan nou daarby kom oor wat Paulus sê. Maar as ons so praat oor waarheid en waarheid en waarheid, wat is waarheid? Dis nogal 'n groot vraag, né? En dis dalk 'n hele preekreeks op sy eie. Maar daar's een faktor wat ongelooflik is, belangrik is wanneer dit kom by waarheid, en dit gaan oor die standaard en die bron van waarheid. Wie is die een wat dit bepaal? Hoe lyk jou filter? Wat is jou filter waardeur jy gaan wanneer jy wil bepaal of iets waar of vals is? Jy sien, ons kyk na 'n universele waarheid om ons, en ons sien dat die son kom op in die ooste en hy sak in die weste, right? Ons besef en ons sien dat 2 + 2 is 4. Ek besef dat as ek hierdie hamer wat in my hand is nou gaan los, gaan hy val want daar's swaartekrag. Ek besef as ek 'n bal in die lug gooi, what comes up must come down. So dis waarhede wat ons beleef in ons lewe. Weet julle wat die ding van daai waarhede is, dat iets kan slegs waarheid wees as hy nie verander nie. Iets kan slegs waarheid wees as hy nie verander nie. So in daai kategorie sien ons dit, maar nou is daar een wat ons weet in die skrif sê, dat hy is waarheid, en daar's een in die skrif sê, maar ek verander nooit nie. Deuteronomium 32 vers 4 sê, die rots volkome is sy werk, want al sy weë is strafgeregtigde, 'n God wat trou en sonder onreg regverdig en reg is. Maleagi 3:6 sê, want ek die Here het nie verander nie. Nou hier is my vraag, hoe gaan ons ooit weet wat die waarheid is of wat die leuen is as die bron van waarheid die hele tyd verander? Hoor julle wat ek sê vandag? So Jesus kom en hy sê, maar ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die skrif sê dat die gees van waarheid sal ons lei. Die skrif sê dat waarheid, slegs waarheid sal ons vrymaak.
God sê, ek is waarheid. Dis my so mooi in Passion of Christ, die fliek, waar Jesus voor Pilatus staan, nadat hy in hegtenis geneem is. Julle het dit al opgeval wat gebeur in daai scene, soos hulle dit noem. Dat Pilatus vra vir Jesus, okay, maar sê my dan, wat is waarheid? En Jesus sê nie 'n woord nie. Hoekom sê hy nie 'n woord nie? Want Jesus self in die vertrek was waarheid. Pilatus het na hom gekyk, en Jesus het nie dit gesê nie, maar hy het sê, dude, ek is waarheid. En dit is so mooi hoe hy stil was daar, want Jesaja 53 sê, as a lamb was taken to the slaughter, silent before his shears, het Jesus gegaan. Jesus het nie nodig om te praat nie. Hier is die ander ding, ons dink so, en dit is side note, ons dink so dat ons met Jesus verdedig. Jesus het nie ons verdediging nodig, die ouens. Jesus het nodig dat ons lief is vir die wat hom nie lief het nie. Nou, hier is die ding, die wêreldse waarheid is baie relatief, né? Die wêreldse bron van waarheid verander konstant. En 'n Barna Research survey oor waarheid en morele besluitneming het ek bietjie gaan lees oor, en hulle het 'n studie gedoen en vir tieners en volwassenes die vraag gevra, hoe neem jy morele besluite en hoe kom jy by waarheid uit? Dit is so interessant, 5% van tieners het 6 verskillende maniere gelys om by waarheid uit te kom. Is dit nie klaar skokkend nie? Volwassenes het 8 verskillende maniere gelys om by waarheid uit te kom. Die algemene een wat uitgestaan het tussen die 6 en die 8 van tieners en volwassenes, hoe om waarheid te vind is die volgende, is dat keuses gemaak word gebaseer op hoe ek voel en wat vir my gemaklik is in situasies. So, 4 uit die 10, 38% van tieners en 3 uit die 10, 31% van volwassenes maak besluite in die lewe gebaseer op hoe hulle voel of wat vir hulle gemaklik is. Dit is hulle waarheid. Nee, hierdie moet, ek voel gemaklik en veilig, so hierdie moet waarheid wees. Shocking. So, ek sê vir Simi vroeër, gister het Hannetjie lekker netbal gespeel en die mascot by die skool was 'n chameleon. Was 'n verkleermannetjie. So die mense in die wêreld is professionele verkleermannetjies. Kyk, joh, wat my comfortable is, ek wil net nie risiko veroorsaak, so ek stem saam. Hier, daar blend ek in. Ja, ek moet net versigtig wees, maar hierdie voel vir my reg, daar blend ek in. Is dit wat God ons geroep het voor? Hoor wat sê Paulus in Romeine 1 vers 24 tot 25. Daarom het God hulle ook in hulle begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan hulle onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir 'n leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word. So met ander woorde, vir die wat in die wêreld is die waarheid wat ons glo alleen. En vir ons, en die leuen wat ons glo is vir hulle die waarheid. So hulle het dit letterlik verruil. So die strategie van die vyand is om ons te mislei. Dit wat ons beleef in die kerk is niets nie. Dit kom al van Jesus se tyd af. So ons sien waarhede wat die wêreld glo, soos ek is my eie God, ek het nie God nodig nie. Ons sien dat waarhede wat die wêreld glo, dis okay om intiem te wees buite huwelik. Ons sien dat dis okay met die wêreld om meer as een vrou of meer as een man te hê. Ons sien dis okay in die wêreld om egbreek te pleeg. Ons sien dis okay in die wêreld om babas te aborteer. Dis die harde waarhede hierdie. Ons sien dis okay in die wêreld vir die wat glo, hulle is eintlik 'n man, maar hulle glo hulle is van die ander geslag, dat hulle glo dat God het 'n fout gemaak. Ek dissiplineer Hannetjie so in die week. Nou is sy baie hartseer, nou staan sy voor die spieël en is ek besig om haar hare te blaas, en sy sê vir my, maar pappa, die Here het my so gemaak. Jy sien, dit is die grootste fout en die grootste leuen wat ons spreek in vandag se generasie. Ons staaf ons aksies en ons belief system, jammer vir die Engels, en ons sê, maar die Here het my so gemaak. So my challenge aan ons dan vandag, as ons dit wil sê, wil ek vir jou vra, het die Here dan moordenaars gemaak? Het die Here dan mense gemaak met 'n intensie om egbreek te pleeg? Want die Here sê dat jy is gemaak volgens my beeld. En as die Here sê hy is goed en hy is altyd goed en hy is waar en hy is vol liefde, is dit wie hy sal maak.
En sien maar, kom julle agter die leuen wat ons glo, maar die Here het my so gemaak. Nee, geliefde, die Here het 'n plan met jou gehad voor die grondlegging van die aarde, ek het dit gedeel. Sodat jy in hom sal wees, maar Paulus kom in Efesiërs en hy skryf en hy sê, maar nou, in hierdie realm is daar baie goed wat teen julle werk. Baie leuns en onwaarhede wat teen julle kom. So dit was nooit Jesus hart nie, ons is gebore in die sondeval in. Ek kom terug na Matteus 16 toe, dat as Christus jou fondasie is, en hy is jou waarheid, alles waarteen jy kom in jou lewe, wat onwaarheid is, moet teen daai fondasie bots. En as jy nie in Christus is nie, waarteen moet daai onwaarhede bots? Jy sien, dit is soos in die Engelse antivirus op jou rekenaar. Ek is baie keer so frustreerd, want baie keer wil ek net iets download en dan pop daai McAfee antivirus ding op en dan, maar dan besef ek eintlik, luister, dit is sy werk. Ek het die antivirus op my rekenaar gesit, sodat daar nie goggas in my rekenaar inkom en dit is presies wat die openbaring is van wie Christus is en wie Christus is. Ek wil nou nie sê, maar hy is soos 'n antivirus. Ons loop rond en daar gebeur goed in ons dag en mense sê goed, snaakse geloofsstelsels, belief systems en dit bots teen daai fondasie. En jy sien, dit is hoekom 'n generasie is waar hulle is, want daar is geen fondasie nie. Ek dink hierdie voel reg, so hierdie moet waarheid wees. Daai lyk reg, want dit moet miskien waarheid wees. Of, wat die vyand so goed doen is, hy gebruik mense wat in die wêreld is, wat baie invloedryk is, om net 'n dingetjie oor en oor te herhaal wat 'n leuen is. En die samelewing begin dit glo, ons kinders in die skole begin dit glo, en naderhand sê ons mekaar wel, 80% van die mense sê dit is so dit moet seker so wees. Dit is die gevaar van ons tyd. Ek wil vir jou sê, en ek sê dit met baie liefde, as jy 'n tropdier wil wees, go ahead, maar ons lewe in 'n tyd waar daar soveel inligting bekombaar is. Ek sê nie, jy moet net alles gaan Google nie, maar wat ek vir jou wil vandag sê is, eerstens, kom by die Bybel uit. Want wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons nie net die Bybel nie, maar die Bybel lees ons. Dit is daai spieël wat terugkyk na ons toe en al daai swart kolle in ons harte kom uitwys, al die onwaarhede kom uitwys. 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 7 kom Paulus en hy skryf, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Dan sê hy, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Ek wil vir julle sê, aanspreeklikheid in die liggaam is absoluut Bybels. Ek kom agter deesdae dat, ek dink net, ek weet nie as ek het probeer soek, ek weet nie op YouTube hoeveel Christelike kanale daar op YouTube is nie, maar daar moet duisende wees. Weet julle wat kom ek agter sê mense deesdae? Is hulle sê, ja, Piet Pompies in Amerika is my geestelike vader, ek kyk elke dag sy teachings. Ek wil vir jou sê, dis nie Bybels nie. Nou is julle stil. Kyk sy teachings, by all means, maar hy kan nie, kom ons vat vader uit die konteks uit, kom ons praat dan van geestelike leiers, want geestelike vaders is iets wat nie noodwendig dalk genoem word. Maar in Efesiërs kom Paulus en hy sê dat die 5voudige bediening is gegee om die kerk te bemagtig vir die werk van bediening, né? Dit sê ook daar dat die geestelike leiers ons accountable kan hou en ons kan hulle accountable hou, aanspreeklik hou. Maar die ou op YouTube kan jy nie aanspreeklik hou nie, ou. Die ou op YouTube ken nie eens jou gesig nie. Hy weet nie eens hoe jy lyk, hy weet nie eens wat sy hond by jou huis se naam nie. Ken nie eens jou kinders nie. Maar daar's soveel mense wat eerder sal sê dat ja, ek volg hierdie ou, hy is my geestelike leier, hy hou my aanspreeklik. Amper om hulle deure toe te hou en hulle aksies te beskelm en te regverdig. Maar hier's die mooi ding van die liggaam en aanspreeklikheid is dit baie meer transparant en rou as wat ons besef. En hoe Vader dit ingestel het, sodat ons lewe saam kan doen. Dit is so mooi as jy sien in Handelinge 2, in die begin van kerk, het hulle brood saamgebreek by mekaar se huise. Dit is so lekker, ons het nou gaan kamp, ons was so 4 kappeltjies wat saam gaan kamp het. Almal kyk na almal se kinders. Dis hoe close ons is. Ek vertrou my broer langs my, en dis wat ek nou wou sê, wanneer Vader ons skuif van 'n tafel af,
Ek weet nie of julle dit beleef nie, maar baie keer is dit die waarheid dat jou geestelike broer word baie keer nader as jou bloedbroer. Daar is net iets bonatuurlik wat gebeur in die gees wanneer ons in familie is. En weet julle, dis 'n veilige plek om to be accountable, om accountable gehou te word. Dis 'n veilige plek. 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13, hoor, dit is Paulus se woorde, dis nie my woorde nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Dan met 'n vraag praat hy met die kerk en hy sê, oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is, oordeel God, verwyder tog die slegte mens van julle. Kom ek verduidelik vir julle wat Paulus sê. Paulus sê in soveel woorde, dat ek kan nie die wat buite God se huis is, aanspreeklik hou vir hulle aksies nie. Ek kan nie, wie is ek? Hulle ken nie die waarheid nie. Maar dan kom hy met 'n vraag en hy sê, Alwyn, maar jy wat in die Vader se huis is, en ons het dieselfde gees, kan ek jou nie accountable hou vir jou aksies nie. Maar die wêreld kom en jy sien, hier is die ding wat die liggaam begin glo het, is jy mag my nie oordeel nie, wie is jy om my te oordeel? Of in die Engels, who are you to judge me? Nou hier is die mooi ding, natuurlik maak ons daai woord van aanspreeklikheid toe met baie liefde, want nie een van ons het arrive nie. Dat Filippense sê, tot die dag wat Jesus kom, gaan ek en jy, ongelukkig julle, ek weet van julle, of jy dalk gewag tot volgende maandag, of tot môre en sê, my tyd van arrival het gekom, it's never gonna come. Want Vader is besig met ons in 'n proses, maar sy hande is sag en hy is liefdevol en hy is geduldig met ons. En so wanneer ons uit daai plek uit mekaar aanspreeklik hou, voel dit anders. Ek kan julle beloof, omdat ek in gemeenskap en in verhouding met Alwyn staan, en ek kom in baie liefde en ek sê vir hom, Alla, die manier hoe jy praat, ek dink dit kyk net bietjie daarna, of die manier hoe jy optree is nie heeltemal in lyn met God se hart nie, sal jy daarna kyk, beloof ek jou, hy sal dit vat. Dit is hoe God dit gemaak het. So Paulus sê, aanspreeklikheid is deel van die liggaam. En ek glo in my hart, dit is iets wat tekort kom in die liggaam van Christus, want ons glo daai ding, en weet julle wat die vyand gebruik, daai kaart, sodat ons mure moet bou om mekaar. Wie is jy om my te oordeel? Klim jy van jou troontjie af en sort jy jou eie lewe uit. Dis 'n harde woord vandag julle, maar ek praat met myself. Galasiërs 3, 1-3 kom Paulus en hy skryf, en dit is hier waar ons sien hoe die apostels die kerk verantwoordelik gehou het en gewaarsku het. Hy sê, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, en nou eindig julle in die vlees? Wat spreek Paulus aan nie? Hy sê, julle was vrygemaak deur die waarheid deur die Gees. Hoe is dit moontlik dat julle so, in die Engels sê hy bewitched, hoe is dit moontlik dat julle so gebetower is, dat julle weer teruggeval het in werke? Familielid van my is ook 'n pastoor, en in sy kerk in Newcastle was daar 'n vroutjie, en dis 'n voorbeeld, maar dit is waar, wat die Joodse tradisies begin navolg het, soveel so, dat sy op 'n punt gekom het, wat sy Jesus verloon het, she denied Jesus, en sy is nou ten volle Jood. Jy sien 'n bietjie suurdeeg, 'n bietjie suurdeeg. Julle is baie stil, hier op Moedersdag. Johannes kom en hy praat met die kerk en hy sê, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die seun van die Vader bly. Klink dit nie baie soos Johannes 15 nie? Hy kom na die kerk toe en hy sê, ouens, bly, ek sien 'n paar goed wat my bekommer, bly in Christus, bly in dit wat jy van die, dis hoekom ons 'n skudding beleef, glo ek in die tyd waarin ons is, van COVID af tot nou. Die skudding het nie gestop nie, want Jesus wil ons terugvat na ons eerste liefde toe. Hy wil kom suiwer, hy wil kom skoonmaak, al hierdie goed wat ons so de mekaar maak, hy wil daai fondasie, soos hulle in Engels sê, kom establish, sodat ons kan reageer op die leuns van die wêreld. Hy spreek die dwaalleer hier aan. Hy spreek die dwaalleer aan dat hulle op daai tyd geglo het. Hy skryf uit die kerk van Efese uit, aan die kerk wat hy skryf, moenie die dwaalleer glo dat Jesus nie volkome mens geword het nie.
Daai hoofstuk begin met the test of knowing him. Jy sien alles wat deur jy gaan in die lewe, geliefde, challenge die Matteus 16 vraag, die antwoord op daai vraag. Alles. As dit is wie God is jy seker dit is wie God is. Is jy seker hy is nie eerder so of hy glo nie eerder so nie. Hy sê daar dat in daai hoofstuk van 1 Johannes 2 vers 24, dat die uiterlike vrug van ons wandel met Christus vir onsself en ander bewys sal wees dat ons aan hom behoort. Dat ons nie die wêreld moet lief hê en alles van hom nie, want dan is ons nie een met die Vader nie. Hy sê daar, die laaste uur is hier, die tyd van die Antichrist. Hy sê, maar julle is gesalf deur die Heilige Een. Hy sê, ek skryf nie hierdie aan julle, omdat julle nie die waarheid ken nie, maar juis omdat julle die waarheid ken. Dankie vir die amen. Paulus kom, is julle nog oké? Paulus kom, 2 Timoteus 3 vers 14, en hy sê, maar bly in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Hy kom met die selle en hy sê, bly in dit, moenie van dit afwyk nie. Die opsomming van daai stukkie met oploop tot vers 14 sê, in die laaste dae sal mense lief word vir hulle self. Hierdie sal die waarheid weerstaan. Hy sê dat ons is in daai tyd waar mense die waarheid gaan weerstaan. Ons het in Romeine 11 gelees waar Paulus sê dat die Here het hulle oorgegee aan hulle vleeslike begeertes. Hulle het die waarheid verruil vir die leuen. Hy sê in vers 12, almal wat kies om goddelik te lewe soos Christus sal vervolging beleef. En ek dink dis waar daai striweling in ons harte kom, dat by plekke waar ons braai, by die werksplek, dat ons nie professionele chameleons sal wees nie. Om die vrede te bewaar nie. Jy sien, dis wat ek glo gaan gebeur in die tyd waarin ons is, dat die kerk en die liggaam van Christus sal gesien word as die rebelle. Hoekom? Want die wêreld, deur hulle oë sal hulle sê, maar julle wil net nie die vrede bewaar nie. Met ander woorde, die wêreld gaan sê, en die wêreld sê al klaar, maar julle wil net nie soos ons wees nie. Julle wil net nie saamstem met dit wat ons glo en dit wat ons toelaat nie. Maar julle, hier's die ding, ons kan nie. Ons kan nie saamstem met hoe die wêreld glo en dit wat hulle toelaat nie. Daarom sal, en dan wil ek dalk die negatiewe konteks of lig gebruik in 'n positiewe konteks en sê, dan sal ek 'n rebel wees vir Jesus. Sal jy? Het jy al ooit by jouself gedink, wat sal jou laaste woorde wees op jou sterfbed vir jou geliefdes? Het jy al gedink, wat sal jou laaste woorde wees wat jy sal skryf in jou brief, voor jy jou oë toemaak? Het jy al ooit in die Bybel gelees, wat is die apostels se laaste woorde in hulle briewe gewees? Imagine dit, jy kan enigiets sê. Daar kan baie goed wees wat jy sê daar. Maar ek gaan vir julle die skrifgedeeltes lees en ek kan nie veel oor dit sê nie, want ek dink ek het nou al baie gesê, nou gaan ons afsluit. Maar imagine dit, daar's baie wat hulle kon sê, maar hulle plaas klem op 'n paar goed. Hier is Petrus se laaste woorde. 2 Petrus 3 vanaf vers 14 tot 18, hoor hierso. Daarom geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur, moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God bevind te word. Daai hard werk beteken nie dat ons moet terugval in werke nie. Daai hard werk beteken dat ons onsself net moet gee vir Jesus en vir sy waarheid. Soos hulle in die Engels sê, dat ons net moet yield en onsself moet oorgee. Lewe in vrede met God. En onthou, die Here se geduld is 'n geleentheid om verlos te word. Dis presies soos Paulus, ons geliefde broer, aan julle geskryf het met die wysheid wat God hom gegee het. Hy praat hieroor in al sy briewe. Hoor nou hierso. Sommige van die opmerkings in sy briewe is moeilik om te verstaan, oningeligtes en mense wat sonder beginsels is, verdraai sy briewe. Soos hulle dit trouens ook met ander dele van die skrif doen. So bewerk hulle hulle eie ondergang. En dan gaan hy verder, 17 tot 18, geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Ek wou amper sê, nie die secret is uit, maar die waarskuwing is uit. Kom julle agter dat die waarskuwing is daai tyd al uit. Ons kan nie eendag sê dat ons dit nie geweet nie. Wees dus op julle hoede, dat julle nie saamgesleep word deur die dwaling van hierdie slegte mense nie. Ek wil nie hê dat julle julle eie standvastigheid verloor nie. Sorg liewer dat julle steeds groei in die genade en kennis van ons Here
en verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort al die heiligheid tot in alle ewigheid. Baie duidelik wat Petrus hiervan praat, né? Sorg dat julle naby Christus bly. Josua 1, dis nie eens in my notas nie, Josua 1 vers 8, of in Josua 1 is die eerste opdrag wat God vir Josua sê, as hy sê, meditate on my word day and night. Moenie laat my woord jou verlaat nie, in die Engels sal dit sê the law, moenie laat my waarheid jou verlaat nie. Spandeer tyd saam met my elke dag. Vat wat Enrico vandag hier voor sê, of wat Pastor Willem hier voor sê, elke dag huis toe, en gaan toets dit met die woord, want jy mag. Asseblief, ek wil vir julle sê, my deur is oop. Kom praat met my, stuur vir my 'n boodskap. As daar iets is wat julle voel, julle verstaan nie, of waarmee julle nie saamstem nie. Ek dink dit is die mooi van familie, is ons moet mekaar aanspreeklik hou. Ons kan nie meer net vandag glo dit wat almal sê nie. En daarmee kanselleer ek nie geestelike leiers uit nie, glad nie. God gebruik ons almal, maar elkeen van ons, dank Vader, kan 'n verhouding hê met Jesus. Want die voorhang sou ons geskeur. OK. Hoor wat skryf Paulus. Ek besweer 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, sy laaste brief. Hierdie brief skryf hy vir die tweede keer wat hy in hegtenis geneem is, uit die tronk uit, en hy sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Hoekom is die skrif daar? Hoekom is lering daar? Is baie keer om te bestraf en te vermaan. Om ons tereg te wys, as ons op die verkeerde pad is. Want daar sal 'n tyd wees, hier sê hy dit self, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil word, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. So die waarskuwing is uit, maar die uitnodiging is daar. Ek gaan afsluit met hierdie. 2 Korintiërs 11 vers 2 tot 4. Dis my so mooi julle. Hoor Paulus se hart vir die kerk. Ek lees dit vir ons uit die Passion Translation uit, as dit okay is. You need to know that God's passion is burning inside of me for you. Because like a loving father, I have pledged your hand in marriage to Christ, your true bridegroom. Paulus kom en hy sê, luister, ek is nie julle bruidegom nie. Hy sê vir hulle, moenie op my verlief raak nie. Okay? I've also promised that I would present his, hulle sê dit nou hierso so wat ook mooi is, hy sê, to present his fiancée to him as a pure virgin bride. But now I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's clever lies, your thoughts may be corrupted and you may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. For you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a false Jesus, not the Jesus we have preached. You have accepted a spirit and gospel that is false, rather than the spirit of gospel you once embraced. Jy sien, Paulus beklee twee posisies hierso. Die een posisie wat Paulus beklee, is dat hy is net 'n vriend van die bruidegom. Okay? Jesus het hom aangestel, soos wat hy ons aanstel, as 'n vriend van hom, en hy sê, Enrico, hier is my bruid. Ek vertrou jou met my bruid. Okay? Daarom sê Paulus, ouens, moenie op my verlief raak nie. Hê 'n verhouding met hom. Ons mentor Mervis het altyd vir ons gesê, hy sê, Rikkie, al wat jy hoef te doen, is lei mense na Jesus toe en kom uit die pad uit so gou as moontlik. En dan beklee Paulus nog 'n posisie. Hy is ook die bruid van die bruidegom. En wanneer hy na die kerk kyk en na die mense om hom, sy familie, die saam met wie hy swaar kry en gelukkig is en lewe doen, dan kyk en hulle sê, ek voel Jesus se jaloerse liefde vir jou. My begeerte is om jou aan hom bekend te stel as 'n virgin bride, as een wat sonder vlek is, sonder blaam is wat voor hom staan. En geliefdes, ek wil afsluit met hierdie en ek wil vir jou sê, hoe amazing is dit dat ek en jy deur die Here gebruik kan word. Hoe amazing is dit dat ons hom kan verteenwoordig. Hoe amazing is dit dat ons in hierdie uur van die wêreld 'n rol kan speel. Maar ek wil vir jou sê, die misleiding gaan net erger raak. Die afvalligheid gaan net erger raak, want dit is die tyd waarin ons leef. Maar dit is wat ek glo met my Here hart, dat as ons in Christus bly,
dan gaan die bruid in die donkerste uur van ons tyd haar verskyning maak. En dit gaan powerful wees, dit gaan dinamies wees, dit gaan ongelooflik mooi wees. Want dit is Jesus se strategie in die tyd wat ons leef. Ek onthou hulle vra vir Mervis op 'n onderhoud in COVID, op Facebook, dit is ons nou maar ons go-to in daai tyd, né? Vra hulle vir hom, Mervis, ek wil by jou hoor, wat is God se strategie in die laaste dae? Nou wag jy wil jou Bybel oopmaak op 20 verse en 20 hoofstukke en hierdie teologiese antwoord gaan nou by sy mond uitkom. En al wat Mervis sê is die volgende, en ek glo dit met my hele hart. Hy sê, it's simple. That once again God will illuminate the beauty of his son. And the bride will fall in love again. Amen. Is julle okay? Ek dink soms met myself, en dan gaan ek afsê, ek dink soms met myself, hoe moes dit wees as Jesus sou preek in die kerk? Hoeveel mense sou dalk uitgestap het, al het hy dit in soveel liefde gesê. So anyway, kom ek sluit vir ons af. Here, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat u waarheid skeiding bring, dankie dat u waarheid ons kom vrymaak. Here, ons wil met boldness kom sê, Here, dat ons wil ingeplug wees by u. We want to abide in the vine. We want to stay in the true vine. Here, ons het vanoggend weer eens gehoor dat die waarskuwing is uit, maar die uitnodiging is ook daar. Dat ons die akkuraat sal verteenwoordig, dat ons nie enigiets sal glo nie. Dat ons die keuse sal maak gebaseer op wat ander sê of wat ons voel of ons gemaklik is nie, maar op u waarheid. Omdat ons een is met u. Dit wat u glo, op dit waarvoor u staan, Here, en ek weet en ek vra dat u ons sal beskerm teen die aanslag. That you will protect us against the persecution because it will come. Maar Here, ek weet dat u ons skei van 'n tafel af na 'n tafel toe wat ons primêre tafel word. Is dit daar waar ons lewe en waarheid sal ervaar en sal proe. En Here, dankie dat u ons dan terugstuur, want ons is nie beter nie, dat u ons terugstuur na die verlore toe, na die siekes toe, na die wat die waarheid nie ken nie, en dat ons daar verskil sal kan maak. Here, ek wil bid vir elke gesinnetjie dat hulle veilig sal huis toe gaan vandag, vir elke mamma, ouma, mamma, dankie. Dankie vir mammas in ons lewe, dankie vir family, en ek bid beskerming en seën ook vir die week wat voor lê. Here, ek bid vir elke besigheidsman, dat hulle goeie moed sal hou. Here, dat sal weet dat u hulle vooruit gaan, dat u agter hulle is, dat u om hulle is, dat u onder hulle is, dat u bo hulle is, en dat u drome vir hulle groot is. Ons eer u, en ons is lief vir u. En almal sê,